Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie reflekteer aan sy wonderlike doel, die hart en lewe ook so bereik dan. Nou liewe vriende, twee buffels wat in 'n geveg betrokke raak en as u nou een van die twee moes kies en u moet dalk nou sê watter een sal u nou hier kies om te wen en u moet dalk na hulle voorkoms kyk, dan mag u wat nou die regterkantste een gekies het, die verkeerde een gekies het. Hy het verloor. En so kom die gevegte dikwels onder die buffels ook maar 'n bietjie voor en dominansie word so gewys dan ook. So liewe vriende, ons moet ook weet in ons geestelike lewe, daar is dinge wat net absoluut noodsaaklik is. Daar is sekere ooreenkomste wat ons moet raak sien, veral tussen redding en vervulling met die Heilige Gees. Die ooreenkomste, liewe vriende, tussen redding en vervulling met die Heilige Gees is baie nodig om te verstaan. Want as ons dit verstaan, dan begryp ons wat gebeur met ons by redding en wat gebeur met ons met die vervulling met die Heilige Gees. En hierdie is 'n sake wat ons met u wil hanteer en hierdie oggend dan ook. Ons gaan nou nie by almal vir oggend uitkom nie, maar ons wil so 3 van hulle met u hanteer. En dan gaan ons môre as die Here wil ander 2 hanteer dan ook. So vervulling met die Heilige Gees, liewe vriende, die ooreenkomste is een van hulle tussen redding en vervulling met die Heilige Gees is, jy sal weet van die ondervinding. In Johannes 3 vers 3 lees ons dat ons weergebore moet word. Jy sal weet as jy uit God gebore word. Dit is nie iets wat in die geheim of donker gebeur en jy weet nie, dit onwetend gebeur het met jou nie. En net so die vervulling met die Heilige Gees, in Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, was bewustelike ondervinding. Mense is by hulle positiewe, liewe vriende, wanneer hulle tot bekering kom, wanneer hulle vervul word met die Heilige Gees. Dis 'n bewustelike oorgawe wat daar aan die Here gemaak word. Dis nie asof ek wonder wat met my gebeur nie. Ek weet waarvoor ek die Here vertrou. Ek vertrou die Here om my siel te red en ek vertrou die Here om my te vul met sy Gees. Dis die eerste saak wat daar is, dis 'n duidelike bewustelike ondervinding. Die tweede is, by al twee is daar 'n sondeoortuiging. In Lukas 19 lees ons van Saggeus en sy sondeoortuiging wat hy was. Toe hy tot bekering gekom het, het hy sonde bely, alles wat hy gesteel en afgepers het en so meer. En in Romeine 7 vers 19 lees ons, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En hier waar daar in Romeine 7 juis verwys word na die kind van die Here, wat die Here vertrou vir reiniging en vervulling, is daar 'n duidelike sondeoortuiging, 'n duidelike bewustheid van 'n onreinheid, wat my keer en verhoed om tot eer van die naam van die Here te leef. Dawid het uitgeroep, skep vir my 'n rein hart, o God, oor hy bewus was van sy onreinheid wat in hom is. So daar sal 'n duidelike sondeoortuiging wees. Die derde saak wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is dat by al twee is dit die bloed van die Here Jesus wat 'n mens verlos en reinig en skoon maak. In Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En dit is belangrik dat ons dit moet weet, want dikwels soek mense oplossing, vervulling met die Heilige Gees, met allerhande sielkundige dinge en allerhande ander metodes, liewe vriende, terwyl die oplossing doeteenvoudig is om die Here Jesus te kon vertrou dat hy deur sy kosbare bloed 'n mens se hart reinig. Die bloed van die Here verlos en vergewe van sonde, reinig van sonde. En daarom moet ons weet van hierdie 3 sake, liewe vriende. U moet weet van hierdie ooreenkoms. U moet kan sê, ja, ek weet van die ondervinding, duidelik van redding en duidelik van vervulling met die Heilige Gees. Ek weet hoe ek by al twee onder 'n diepe sondeoortuiging gekom het. Eerstens van my verlorenheid dat ek op pad hel toe is, en tweedens dat die sondeoortuiging van dat die Here my hart moet reinig, en derdens ek het die Here Jesus vertrou deur sy kosbare bloed my sonde weg te was. U moet weet hiervan. Hierdie ooreenkomste is ononderhandelbaar. Dit is wat gebeur in 'n mens se lewe ook. Wil u nie die Here vertrou nie? Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, ons bid dan in hierdie oomblikke dat u waarheid in u lig en harte sal openbaar en dat mense sal weet om u eerstens te kan vertrou vir redding en tweedens ook hulle wat gered is om u te kan vertrou vir die vervulling die Heilige Gees. Amen.